Baie welkom by Leer Ken God. My naam is Abigail en in hierdie video gaan ons Eksodus 24 doen. Moses en die oudstes klim op die berg. Daarna het hy vir Moses gesê, klim na die Here toe op, jy en Aaron, na Nadab en Abihu en 70 van die oudstes van Israel en buig julle neer van ver af. En laat Moses alleen naderkom na die Here toe, maar hulle moet nie naderkom nie en die volk mag nie saam met hom opklim nie. Toe Moses kom en aan die volk al die woorde van die Here en al die verordeninge vertel, antwoord die hele volk met een stem en sê, al die woorde wat die Here gespreek het, sal ons doen. En Moses het al die woorde van die Here opgeskrywe en die môre vroeg hom klaar gemaak en onder die berg 'n altaar gebou en 12 gedenkstene volgens die 12 stamme van Israel. En hy het jongmanne en die kinders van Israel gestuur, die het brandoffers geoffer en as dankoffers bulle vir die Here geslag. En Moses het die helfte van die bloed geneem en dit in komme gegooi en die helfte van die bloed teen die altaar uitgegooi. En hy het die boek van die verbond geneem en dit voor die ore van die volk gelees. En hulle het gesê, alles wat die Here gespreek het, sal ons doen en daarna luister. Toe neem Moses die bloed en gooi dit uit op die volk en sê, dit is die bloed van die verbond wat die Here met julle gesluit het op die grond van al hierdie woorde. Daarop het Moses opgeklim met Aaron, Nadab en Abihu en 70 van die oudstes van Israel. En hulle het die God van Israel gesien, wêreld. Vers 10. En hulle het die God van Israel gesien en onder sy voete net soos 'n vloerwerk van safierstene en so helder soos die hemel self. Ek wil net gou daar stop, want onthou julle toe Jakob vir God gesien het en met God gepraat het, en Abraham met God gepraat het en God gesien het, veral Jakob. Ek het gesê in hy video, as 'n mens iets sien, mense is maar net van hy tipe wat baie praat, meeste van die mense. Jy kry hierdie stil mense wat baie min praat. Maar dit het vir my geklink, Jakob is 'n ou wat nogals redelik baie gepraat het. Maar hy het nie geskryf hoe lyk God nie. Nee. Moses het ook vir God gesien, en Moses het Eksodus geskryf, Moses het ook Genesis geskryf. En hier praat hulle nie van hoe lyk God nie, hulle praat van God se gesig nie. Hulle praat wel van sy voete. Vers 10, en hulle het God van Israel gesien, en onder sy voete net soos 'n vloerwerk van safierstene en so helder soos die hemel self. Baie mense praat van die hemel. Baie mense sê, ek is nou nog in die begin van die Bybel, so ek het nie 'n klou die hemel lyk nie. Maar hierso sê hulle die hemel is helder. En dis baie cool. Die hemel is helder. Die hemel is helder. Vers 11, maar hy het sy hand nie na die uitgesoektes van die kinders van Israel uitgestrek nie, en hulle het God aanskou. Daarop het hulle geëet en gedrink. Nou, hulle het vir God aanskou, nee? Ek wonder of hulle nou verder gaan beskryf. Vers 12. Toe sê die Here vir Moses, klim op die berg na my toe en vertoef daar, dat ek jou die kliptafels kan gee en die wet en gebooie wat ek geskryf het, om hulle te onderrig. Hierop het Moses klaargemaak en Josua sy dienaar, en Moses het op die berg van God geklim. En aan die oudstes gesê, wag hier vir ons tot ons nie julle terugkom, en kyk Aaron en Hur is by julle, wie regsake het,
kanale gaan. Toe Moses die berg opklim, het 'n wolk die berg oordek. En die heerlikheid van die Here het op die berg Sinai gebly, en die wolk het dit 6 dae lank oordek. En op die 7de dag het hy na Moses geroep uit die wolk. En die verskyning van die Here se heerlikheid was in die oë van die kinders van Israel soos 'n verterende vuur op die top van die berg. En Moses het binne in die wolk ingegaan en die berg opgeklim. En Moses was op die berg 40 dae en 40 nagte. Ek het so 'n kol op my maag, want Moses het die Exodus geskryf. Moses beskryf nie hoe lyk God nie. Hy het in die wolk ingegaan, op die berg. Hy was 40 dae en 40 nagte saam met God. Vers 10, en hulle het die God van Israel gesien, en onder sy voete net soos 'n vloerwerk van safierstene en so helder soos die hemel self. Hulle het die God van Israel gesien, maar hulle sê nie vreeslik, hulle brei nie uit hoe lyk God nie. Hulle sê nie wat het hulle gesien, hulle sê net die vloerwerk van safierstene en so helder soos die hemel self. En obviously is daar 'n rede. Beteken, whoever die Bybel lees, is nog nie reg, maar veral hierdie gedeelte, is nog nie reg om te weet nie. En dis die einde van Exodus 24. Ek leer baie, ek weet nie van julle nie, maar ek leer baie. Okay, tot volgende keer.